Amen. Amen. Jy is welkom om te sit, soos wat jy sit. Ek is herinner aan die gedeelte waar Jesus is besig om te preek vir die skare en hy begin, kom ek sê so, sy lering raak 'n bietjie vreemd. Hy sê vir die mense, hierdie is my vlees, die wat nie eet nie, het geen deel van my nie, en hierdie is my bloed, wie ook al dit nie drink nie, het nie deel aan my nie. En die mense draai om en hulle sê, dis 'n vreemde leer hierdie, dis vreemde woorde wat jy nou vir ons sê. En die mense begin wegloop. En Jesus draai na die 12 toe en hy vra vir hulle, wil julle ook gaan? En Petrus kom terug en hy sê, Here, waartoe sal ons gaan? En U het ons die woorde van die lewe gevind. En ek wil so bid dat jy op daai plek sal kom vanoggend waar ons vir Jesus kan sê, Here, wat ook al U na my kant toe stoot, ek aanvaar dit. U is die Here, U is God en U het meer wysheid as ek, en wanneer U ietsie sê, sal ek dit aanvaar as waar. Ek luister gister 'n preek waar die ou sê, ek glo in die Bybel, in sy totaliteit. Ek glo ewen in die maps aan die agterkant. Mag ons op daai plek kom wat ons so in die autoriteit van sy woord en in sy seun glo, dat ons sal aanvaar wat hy sê, maak nie saak wat nie. Dit is wat ek bid, dat ons in oorgawe sal leef, tot die seun van God, wat ons lewe heers en ons lewe bepaal. So dis is 'n wonderlike plek waar ons staan. Ons is in 'n reeks Compelled by Compassion en ek is so opgewonde om die woord met julle vanoggend te deel. Dis vir my 'n baie challenging woord en ek hoop dis vir jou ook. En ek het regtig vertrou. Ek sê vir die worship span, ek het so vertroue dat die Here met ons gaan werk vanoggend en dat hy sy bediening gaan kom doen. Daar kom 'n punt wat ons bediening ophou en sy bediening begin. en ek hoop so en ek bid dat hy sy bediening vir ons sal kom wys. Ons het 'n wonderlike tyd van aanbidding laas Sondag gehad in ons aanddiens waar ons beleef het hoe die Here amper ten spyte van ons begin werk. Ons het 2 ure na die diens, toe sit mense nog steeds hier en aanbid die Here. Dis wonderlik as hy begin bedien sonder die invloed van 'n mens. En ek vertrou dat hy iets van dit sal kom doen vanoggend. Jy kan saam met my oopmaak by Lukas 15. Ons is al die laaste paar weke in hierdie skrif van die verlore seun, of ons kan eerder sê die geankerde pa. Dis dalk 'n beter weergawe van daai naam. Die storie van die geankerde en die standvastige pa wat wag vir sy seun. Ons gaan in vers 20 wees. Jy kan nou oopmaak Lukas 15 vers 20. Hy gaan as volg. And he, dis die seun, he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion. So ons praat, nee, ons praat oor hierdie compassion wat die Here op ons hart gesit. And he ran and embraced him and he kissed him. And the son said to him, Father, I've sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it. Let us eat and celebrate, for this my son was dead and is alive again. He was lost and he's found. And they began to celebrate. En ons praat met jou oor die laaste paar weke oor die feit dat, ja, ek en jy is die seun. Ons ontvang die deernis of die omgee of die genade van die Vader. Ons gaan maar net vir ons gesprek dit compassion noem. Ek dink daar is 'n mooi Afrikaanse woord vir compassion nie. So, ek gaan maar net compassion noem, maar ons sê ons is die ontvangers van die compassion van die Here, ja. En ons wil 'n stapie verder vat. Ons is nie net die ontvangers daarvan nie, maar Jesus vertel hierdie storie met die doel om vir sy volgelinge te sê, ouens, julle moenie meer soos die jonger seun wees nie, julle moet word soos die Vader. Julle is die wat op die stoep staan en wag vir die wat terugkeer. Julle is die vir die wat gebroken is, wat nie meer geld het nie, wat nie meer skoene of 'n kleed het nie. Julle is die wat dit gaan gee vir die wêreld. Ek gaan julle inspireer, ek gaan julle ontvang en dan wil ek vra dat julle soos ek word. As jy nie dit weet nie, dit is die Christelike lewe, is ons word soos Christus, nê. Nee. Kolossense sê ons kyk na hom en soos wat ons na hom kyk, word ons verander in die beeld van ons Skepper. Ons word verander tot in die beeld van Jesus. Dis die pad waarop ek en jy is. Ek hoop om eendag aan die einde van my lewe meer soos Jesus te lyk as wat ek nou doen. Meer soos hy te dink en meer soos hy te werk in my lewe. Dit is die doel. Dit is wat ek van hom vra. Dit is heiligmaking. So ons wil jou vat na 'n plek toe en jou help om te dink dat ja, ons kan na die Here toe kom om te ontvang. Maar as jy gaan groei in Christendom, as jy gaan volwasse word as 'n volgeling van Jesus, gaan hy begin van jou vra dat jy begin beweeg na ander toe. Nou, hier's my innerlike konflik wat ek beleef het hierdie week soos wat ek voorberei. Want ons wil jou vandag inspireer. Ons wil jou vandag kry op 'n plek wat ons sê, kom ons vat die stad. Kom ons beweeg uit en ons verander alles daar buite en ons bring die hoop van die Here, ons fix die wêreld.
Net soos wat hier gebeur. Ek bedoel, as jy dink aan die storie, die seun kom terug en hy gee vir hom 'n paar dinge. Hy gee vir hom 'n ring wat eintlik maar die familiekredietkaart was. As jy die ring, die seelring van die familie gedra het, kon jy na die markplein toe gaan en jy kon koop. So hier is 'n seun wat die volle helfte van sy erfenis van die erfenis van die pa gaan mors. Hy kom op 'n punt wat hy niks geld oor het nie. Hy sit tussen die varke wat vir 'n Joodse man redelik sleg is as jy daar opeindig, tussen die varke opeindig en jy smag na wat hulle eet. Hy het niks geld nie. Hy het niks klere nie. Hy is hierdie man op straat en hier kom hy na die vader toe en die vader kom herstel. Hy aanvaar nie net nie. Dis beautiful om iemand te aanvaar en te sê, "Hey man, ek's jammer vir jou, hier's vir jou toebroodjie." Dis een ding. Dis iets heeltemal anders om te sê, "Ek aanvaar jou. Okay, kom ons sort gou uit. Kom ons bring jou terug na restaurasie toe." Ons kry jou by 'n plek nie net van vergenoegdheid nie, maar ons kry jou by 'n plek waar jy jou dignity restore het. Ek gee vir jou 'n nuwe kleed, ek gee vir jou die familiekredietkaart. Ek slag die bees wat ons gespaar het vir 'n spesiale occasion, ek gaan hom slag vir jou want ek wil jou herstel na seunskap toe. Ek wil jou herstel na 'n plek van dignity waar jy voel ek is waardig. Nou hier is die ding, as ek vir jou vandag sê, gaan uit en gaan doen dit. Ek dink nie my woorde het genoeg mag om daai in jou hart te laat realiseer nie. Die woorde wat ek praat, kan nie met jou hart praat nie. Maar ek lees Handelinge 2 en Petrus staan op, 'n mens staan op en preek. En die respons op sy preek is dat die mense was gesny in hulle harte. Cut to the heart. Nou sit ek met hierdie innerlike konflik van hoe preek ons nou hierdie om die kerk te kry om 'n agent te wees van genesing en 'n agent te wees van herstel en restaurasie. Hoe kry ons dit reg? En dis waaroor ek vandag met jou wil praat. Ek dink die restaurasie werk van die kerk, die herstelwerk wat die kerk behoort te doen. As ek sê kerk, praat ek nie van ons as wat die werk hier. Ons is die kerk, né? Hier is maar net 'n gebou waar die kerk bymekaar kom. As jy uitgaan, gaan die kerkie uit. Dis hoe dit werk. Jy is die kerk. Jy is die kerk. En die restaurasie werk van die kerk, dink ek, is die vrug, nie die wortel van wat ons mee besig is nie. Ek gaan vandag probeer 'n punt bewys aan jou dat die kerk is nie die instansie wat behoort uit te beweeg net omdat uitbeweeg is nie. Uitreik omdat uitreik is nie. Ons is nie 'n instansie wat op 'n klomp reëls en regulasies en tradisies operate nie. Ons het nou net dit gesing. Shake up the ground of all my tradition. Is jy reg vir dit? Is jy reg dat die Here Jesus die plek kom vat van die reëls? Hy het die wet kom vervul. Ons staan nie meer onder 'n klomp wette en rituele nie. Ons staan onder Christus en sy genade. Hy het die werk gedoen. Dit was genoeg. En ek en jy staan in hierdie vryheid met hierdie bietjie awkwardness om te vra, kom Here, wat nou? En die antwoord is eintlik maklik. Die antwoord is heerskappy. Die antwoord is autoriteit. Ons doen wat hy sê. Ons doen wat hy sê. En dis waar ons vandag wil uitkom. Ek wil wel eers vir jou gewys na wie is hierdie Here. Julle kan volgende slides vir my opsit. Ek dink aan Jesus as die Here van compassion. Hy is nie net compassionate nie, hy is nie net mededeelsaam met sy mense, hy het nie net deernis vir mense nie, hy is die Here van dit. Hy is die God van genade, hy is die een wat in sy identiteit is hy compassion. Dis iets wat hy doen nie, dis iets wat hy is. Hy doen nie liefde nie, hy bewys nie liefde nie, hy is dit. Ek wil gou van die 4 skrifte toe in die evangelies, in Matteus, kan julle van blaai na Matteus 8 vers 1 tot 4. Hier is nie op die skerm nie. Jy kan sommer saam met my luister of in jou eie Bybel volg. Matteus 8 vers 1 tot 4. When he came down from the mountain, dis Jesus, great crowds followed him, and behold, a leper came to him and knelt before him. Nou, klein bietjie agtergrond, as jy malaats was in die tyd, kon jy nie in 'n sekere afstand van iemand kom nie. As jy in 'n sekere afstand kom, moet jy uitskree, ek is malaats, ek is nie skoon nie, ek is onrein. Hoor wat gebeur hier, maar glad nie aan hom gevat het nie. Came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him. He touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priests and offer the gift that Moses commanded for a proof of them. Blaai vir my so 'n paar bladsye aan, hoofstuk 9 vers 35 toe. 9 vers 35. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion on them,
because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord for the harvest, the Lord of the harvest, to send out laborers into his harvest. Gaan we na die volgende boek toe, Markus. Markus 3, vers 1. Again, he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. Dis die geloofsleiers van die tyd. Die Fariseërs soek 'n verskoning om hom te vervolg, want volgens hulle wet, volgens die tradisie wat hulle opgestel het, die 613 wette wat hulle het, mag Jesus nie hierdie ou genees op die Sabbat nie, en dit is die Sabbat. Kyk wat doen Jesus. And he said to the man with the withered hand, come here. And he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save a life or to kill? But they were silent. And he looked around at them with anger. Let vir my op hoe Jesus reageer op mense wat nie compassion het vir 'n ander mens nie. Let op Jesus se reaksie wanneer tradisie en reëls gehef word tot op 'n plek waar dit bo 'n mens staan. Waar dit bo die liefde vir 'n ander mens staan. Let op hoe hy reageer. He looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and he said to the man, stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was restored. Jesus breek die reëls. Hy breek die reëls om te gee vir 'n ander mens. Volgende enetjie, hoofstuk 8, Markus 8 vers 1. Markus 8 vers 1. In those days, when again a great crowd had gathered and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them, I have compassion on the crowd, because they have been with me now for 3 days and they have nothing to eat. And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. And some of them have come from far away. And his disciples answered him, how can one feed these people? Is there with bread here in this desolate place? He asked them, how many loaves do you have? He said 7. They said 7. He directed the crowd to sit down on the ground. He took the 7 loaves, and having given thanks, he broke them and gave them to the disciples to set before the people. And they set them before the crowd, and they had a few small fish, and having blessed them, he said to them also that these should be set before them, and they ate and were satisfied. Then they took up the broken pieces left over, 7 baskets full. Sien julle wat doen Jesus as hy mense jammer kry, as hy compassion het vir 'n ander persoon, as hy nood sien by mense? Hy's besig om hulle te leer vir 3 dae lank, hulle is honger, obviously. En hy voorsien aan hulle needs, hy voorsien wat hulle nodig het. He felt compassion for them. Volgende boek, Lukas 4. Jy lief vir die Bybel? Lukas 4 vers 31. And he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath. And they were astonished at his teaching, for his word possessed authority. And in the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, Ha, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, Holy One of God. Interessant dat die demone so reageer, hè? Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, be silent and come out of him. And when the demon had thrown him down in the midst, he came out of him, having done him no harm. Daai is my belangrik. Weer eens, Jesus doen iets en kyk, dit maak nie die mens seer nie. Hy spreek iets aan en hy maak hierdie persoon vry en in die proses is daar geen skade wat aan hierdie persoon gelei word nie. Vers 36, and they were all amazed and said to one another, what is this word? For this authority and power he commands unclean spirits, and they come out. And reports of him went out into every place in the surrounding region. Wat ek by iemand raak sien is, hier doen Jesus 'n wonderwerk. Hy kry iemand jammer, hy het compassion, hy kry die demoon uit, en dan is hierdie woord besig om te versprei in die area in. Volgende een, vers 18, hoofstuk 18, Lukas 18 vers 35. 18 vers 35. As he drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. Woord het al bietjie versprei wie hy is. And he cried out, Jesus, son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, what do you want for me to do to you? He said, Lord, let me recover my sight. And Jesus said to him, recover your sight, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God and all the people. Kom ons doen nog 2. Johannes 8. Johannes 8 vers 1.
Ons gaan van vers 2 af. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery. And placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law of Moses, hulle bring weer die tradisie in die wette. In the law of Moses commanded us to stone such a woman, om haar dood te maak. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground, and they continued to ask him. He stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the women standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? I loved it. Where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Beautiful. Jesus het compassion op hierdie vrou en hy breek weer eens die reëls om te sorg vir 'n mens. Dis 'n pragtige ding. Laaste enetjie, een hoofstuk aan, Johannes 9 vers 1. And he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Hoekom is hy blind? Jesus answered, It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night time is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground, made mud with the saliva, then he anointed the man's eyes with the mud, and said to him, Go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed, and he came back seeing. Jesus is compassion. As jy die evangelies lees, ek challenge jou, gaan werk bietjie deur dit. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, sit dit daarby. En gaan kyk die compassion van Jesus. Kyk hoe interruptible was hy gewees. Hy is op pad om iets te doen en iets gebeur en hy stop alles. Hy stop al sy planne. Hy stop sy planne om te rus. Hy stop sy planne om met sy disippels te wees. Hy stop sy gebedstyd om te sorg vir mense. Dit is die hart van ons Vader. Is 'n hart wat konstant bewus is van die pyn om ons, wat op die stoep staan en wag vir die wat nood het. Wat reg staan met 'n kleed en met 'n ring, met skoene en met 'n vetgemaakte bees. Om te sorg vir die mense. Dit is ons Here. Dit is Jesus. Dit is sy hart. Dit is in die beeld, dis die beeld in wie in ons groei. En Jesus kom challenge die geloofsdenkers van die tyd, die geloofsleiers van die tyd. Hy kom challenge hulle op hierdie. Op 'n stadium sê hy vir hulle, julle gee julle tiendes, julle doen wonderlik met dit. Dis fantasties. Julle gee selfs julle tiendes uit julle krye tuine uit. Maar mense suffer onder julle. 'n Klomp keer sê hy vir hulle, gaan leer bietjie wat beteken hierdie. I desire mercy, not sacrifice. Ek wil hê julle moet omgee vir mense, en hy quote gedeeltes soos Micha 6 wat sê, loop saam met die Here in humbleness, let justice roll. Love kindness. Dis wat hy verwag. Hy verwag nie hierdie rituele en hierdie tradisies en hierdie geloof en hierdie reëls en hierdie formuliere en tradisies nie. Hy verwag 'n mens wat gevorm is in sy beeld, wat omgee vir die mense om hom. Jesus modelleer perfek vir jou en my hoe ek in jou lewe eintlik moet lyk. Nou weer eens, ek kom by die punt van, okay, maar hoe gebeur dit in my hart? Ek sien dat Jesus so was. Ek sien dat Jesus dit verwag van my, maar hoe is ek veronderstel om in daai tipe compassion te leef? Hoe kom ek op 'n plek in my lewe waar ander mense se nood groter is as my nood? Waar ander mense se nood vir my so belangrik is dat ek sal stop waarmee ek besig is om te sien vir ander. Ek wil vat na Efesiërs toe, Efesiërs 1 vers 16, waar Paulus, die apostel Paulus 'n wonderlike gebed bid vir die kerk, en ek dink ons kan so leer by hom. Vers 22 en 23 sal op die skerm wees, maar ek wil graag van vers 16 af lees vir jou. According to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints, which is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Hy bid vir hierdie kerk en hy sê, ouens, ek bid dat julle oë sal oopgaan. Ek bid dat julle sal sien die liefde van die Vader wat jy nie kan verduidelik nie. Dis 'n liefde wat nie in jou verstand lief is, dis 'n liefde wat in jou hart woon. Maar ek bid dat die hart van jou gees sal oopgaan. Hy gaan aan vers 20. Now to him who is able to do far more abundantly
than all we ask or think. According to the power at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations. Gaan my 2 hoofstukke terug na hoofstuk 2 toe. Ekskuus 1 vers 16. Gaan vir my na vers 22 toe. And He put all things under His feet, Jesus. And gave Him as head over all things to the church. Ek en jy, ons het 'n hoof, ons is die liggaam. The church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So hier is hierdie gedagte, Jesus Christus is die kop. Ons het nou gesien wie hy is, nee. Hy is die Here van compassion, hy is die een wat omgee vir die mens. Hy is die een wat alles uit die pad uit sal stoot om vir een te sorg. Dis iets wat die laaste met my so praat, is hoe lief die Here vir ons is. Man, as jy verstaan hoe lief die Here vir jou is, sal jou lewe verander. As jy begryp die gewig agter die liefde van Jesus, die liefde wat hom gedryf het om op 'n kruis te hang vir jou en my, om die wraak van God te vat vir jou en my. Die liefde van die Vader wat genoeg was, dat vir die joy wat hy sal beleef om jou te red, sal hy die pyn van die kruis en van die wraak van God face. As jy dit besef, sal jou lewe verander. Ons sien wie hy is en ons sien hier Paulus sê, hy is die hoof van die kerk. Die kop, die CEO, die baas, die meester. Kom ons sê dit in mooi Afrikaans, een met die shot school. Die een wat sê, waantoe, ons gaan so 'n kop werk, nee, as ek my brein uithaal, is my liggaam redelik useless. As ek nie 'n kop gehad het nie, kan ek nie vir my hande sê wat om te doen nie. As ek 'n kop gehad het nie, sal ek nie weet waantoe om te bestuur nie, sal ek nie weet wat om te eet of wat om te drink nie. My kop beheer my liggaam. In dieselfde manier is Christus die kop van die kerk, die een wat die rigting bepaal waarin ons beweeg. Hy is die meester, hy is die CEO. Nee, dit nie, hy is die koning, nee? Amen. Jesus is die koning. Is hy koning van jou lewe? Ek het 'n briljante quote van wat sy naam? Tozer, A.W. Tozer gelees wat hy sê, God can't fill what He can't have. It's so beautiful. As jy meer volheid van God soek, as jy hom wil beleef, die antwoord lê in oorgawe. Nie in meer bid nie, nie in meer worship nie, nie in meer Bybel lees nie, meer oorgawe om te sê, Here, ek is U sin, kom vul my. Hierdie liggaam is U sin. En as hy koning is en hy is die baas en hy is die kop, dan behoort ek en jy te kyk na wat hy doen en te doen wat hy sê. Jy sien, hy is 'n koning en sy koninkryk het 'n manier. Die eerste Christene was genoem the followers of the way. Daar was 'n weg gewees, daar was 'n manier gewees wat sy koninkryk operate. Ons kry so 'n hint van dit in Matteus 5 as Jesus op die bergrede hierdie preek doen en hy sê eintlik maar hier is hoe my koninkryk werk. Hoor gou wat sê hy? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Matteus 5. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Sy koninkryk het 'n manier. Hy gaan aan met preek en as jy die bergrede gaan deurlees, dan sê hy, in my koninkryk bid ons vir ons vyande. In my koninkryk draai ons wang. In my koninkryk, as iemand my vra om 'n myl te stap, stap ek 2. In my koninkryk bid ons nie in die publiek dat mense ons sien en ons eer nie, ons gaan in geheim en ons bid vir ons Vader wat in geheim is en hy seën dit wat in geheim is. In my koninkryk het ons 'n erns oor sonde. In my koninkryk sê ons dat ons doen die ding reg. In my koninkryk is ons radikaal oor die dinge wat ons wegvat van die koninkryk af. Op 'n stadium sê hy, as jou linkeroog jou laat sondig, gouge it out. Dis beter om sonder 'n oog in die koninkryk in te gaan. Sy koninkryk het 'n manier, hy is die koning en hy het 'n manier van hierdie doen. En tog kom ek en jy so gereeld na hierdie woord toe met ons interpretasies en ons manier en ons sê, Here, kom justify maar net wat ek dink. En ons gaan soek daai een skrifgie wat sê, dit is eintlik oukei wat ek doen. Here, laat my wil geskied. Ek dink ons bid ooit daai woorde hardop nie, maar ek het al in die verlede besef,
uit introspeksie en die Heilige Gees seker maar wat vir mens kom wys om te sê, jy is nie nou besig om my wil te soek, jy is besig om jou wil te soek. En al wat jy wil hê is dat ek vir jou sê, jou manier is reg. Doen wat ook al jy wil. Dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, nee. Ons is in 'n koninkryk en ons koning, ons meester het 'n manier van dinge doen. Die manier van die koninkryk is compassion. Die manier van die koninkryk is om jou naaste lief te hê. Jesus sê, as hy met sy disippels praat, hy sê, hier is hoe die mense sal weet, julle is my disippels, as julle mekaar lief het. Het hy gesê, hier is hoe die mense sal weet, julle het great worship dienste. Julle het great worship. Julle preke is awesome. Man, julle venues gaan mooi wees, julle tuine gaan netjies wees. Julle gaan net genoeg parkering hê, ek's profeties. Yes, Here, ons vat hom. Is dit wat Jesus gesê het? Julle sal geken word vir julle excellence? Nee. Hier is hoe die wêreld sal weet, julle is my disippels, dat julle mekaar lief het, compassion. Hê mekaar lief. Ons dien 'n koning, ons dien 'n meester en hy het 'n manier van dinge doen. Kom ek sê dit so. Ons is nie 'n organisasie wat op 'n stel reëls operate nie. Ons is nie 'n bymekaarkoms wat 'n tradisie het wat ons volg net as gevolg van die tradisie wat ons volg nie. Nee, ons is 'n groepering mense wat aangeraak is deur die Messias. Ons is 'n groepering mense wat die koning beleef het, wat die koning ervaar het. Ons is 'n groepering mense wat staan in oorgawe tot die koning en sy manier. Dit is wat die kerk is. So ek het begin hier te sê, compassion is die vrug, nie die wortel van wat die kerk doen nie. Dis wat ek bedoel. Moet ons uitreik doen? Absoluut. Moet jy, as iemand vir jou vra vir ietsie, vir hom iets gee? As jy het, natuurlik. Moet jy, as jy iemand sien wat sukkel, vra, hoe kan ek jou help? Of moet ons vir mekaar in die hospitaal gaan besoek? Moet ons vir mekaar meal trains reël as iemand siek is? Moet ons al die goeders doen? Absoluut. My vraag is, doen ons dit omdat dit is wat ons doen? Ek's 'n Christen, daarom doen ek dit. Of het ons 'n interne oortuiging van ons koning wat met ons praat en sê, ja, dis goed dat my kerk dit doen, maar ek verwag hierdie van jou. Jy doen dit. Ek bid sodat ons op 'n plek kan kom waar Moses was. Wat hy vir die Here sê, as U nie saam met my stap nie, gaan ek nêrens. As U nie saam met my kom nie, dan beweeg ek nie 'n sentimeter nie. Ons is nie 'n organisasie wat net goeders doen omdat dit is wat die kerk doen nie. Ons val so maklik in daai trap. Ons is 'n groepering mense wat aangeraak is deur die koning. En hy inspireer ons aan die binnekant om uit te beweeg. Compassion is iets wat hier gebore word. Nie uit 'n program uit nie. Nie uit 'n kursus of 'n preek nie. Dis 'n interne oortuiging wat uitborrel. En 'n natuurlike vrug van daai interne oortuiging is compassion na ons wêreld toe. 'n Tipe compassion wat herstel bring. Nie net wat 'n pleister oor die pyn plak nie, 'n tipe compassion wat bly. 'n Compassion wat present is, wat in 'n area intrek en begin verandering laat plaasvind. Dit is die droom. Dis absoluut die droom dat stede sal verander, maar dit kan nie gebeur sonder dat die Here dit sê nie. Amen. Ek vra Jacques, julle kan my join. Ek wil eindig met 'n storie uit Handelinge. Handelinge 6. Oh man, dis so ryk skrif as jy dit wil weer gaan lees. Eintlik die hele Handelinge is ongelooflik en so 'n mooi model vir ons van hoe die kerk behoort te wees. So kom ek vang jou gou op. Jesus vaar op na die hemel toe. Hy sê vir die ouens, wag, ek gaan julle bemagtig. Ek gaan iemand stuur om julle te bemagtig om te gaan witness, om hierdie evangelie uit te kry in die wêreld in. So hulle wag vir so 'n paar weke en die Heilige Gees kom met Pinkster en is amper Pinkster, ons is baie opgewonde vir daai tyd. En hy kom met Pinkster en hy kom aktiveer en hy gee geboorte aan sy kerk. Handelinge 2. Dan sien ons dat daar 'n stuk vervolging begin opkom in die kerk as gevolg van hierdie ou met die naam Saulus. Hy begin die Christene vervolg. En daar is hierdie een man, Stefanus, wat gekies word uit die kerk uit. Hy's een van die mense wat in die gemeente is. Hy's nie 'n apostel nie, hy's nie 'n leier nie, maar die apostels is kom op die plek waar hulle sê ons groei tot op 'n punt waar ons het nie tyd vir alles nie. Ons kom nie by alles uit nie.
Klink so 'n bietjie arrogant. Hulle sê ons kan nie ophou bid en die woord bedien om brode uit te deel vir die weduwees nie. Klink so 'n bietjie arrogant, nê. Nou, daar's 'n hele ander preek daar, maar as hulle die brode uitgedeel het hulle die bediening gesteel by iemand anders. Hulle het die werk gedoen wat iemand anders geroep is om te doen. Dit sou verkeerd wees vir hulle om dit te doen. Dis net sowel ons keer ons gebedsspan om te bid, want nee, die leiers van die kerk moet dit doen. Ons kan nie dit doen nie, dis waar hulle kom. So, hulle vra, ons kort 'n paar mans. Stuur vir ons 'n paar mans en daar's twee goeders wat hulle moet wees. Hulle moet reputable wees, hulle moet goeie mans wees in die gemeenskap en tweedens hulle moet vol wees van die Heilige Gees. Gevul met die Heilige Gees. Dis die twee stukke kriteria en hulle kry hierdie klomp ouens. Ek wil gou vir jou lees die manne se name. Handelinge 6 vers 5. What they said pleased the whole gathering. So hulle dien hierdie plan in vir die kerk. Hulle kry almal bymekaar. Hulle sê ouens, ons wil 'n paar ouens aanstel om hierdie bediening te laat gebeur. It pleased the whole gathering and they chose Stephen, a man full of faith in the Holy Spirit, and Philip and Prochorus and Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, a proselyte of Antioch. These were they set before the apostles and they prayed and they laid their hands on them. And the word of God continued to increase and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. Kerk groei. And great many of the priests became obedient to the faith. Nou, hier's wat ek wil jy moet hoor. Hier word hierdie 5 mans gekies. Het jy gehoor Philippus is een van hulle. Hy is die tweede een wat genoem word, Philippus. Ek wil gou jy moet die storie van Philippus bietjie volg want wat volgende gebeur is Stefanus word vervolg. Hierdie ou wat eerste gekies word vervolg. En vir sy geloof en vir wat hy sê en die is belangrik, hulle sê vir die wonderwerke wat hy doen. Hierdie geestelike leiers, die fariseërs van die tyd, 'n klag teen hom. En hulle vind hom skuldig aan lastering en hulle stenig hom. Hulle vat hom buite die stad, hulle begin hom met klippe gooi. En daar staan 'n man by hierdie stenigings, sy naam is Saulus. En die Bybel sê he approved of what he saw. Ewe skielik maak die kerk so, hy skatter. Daar's 'n stuk vrees, daar's vervolging, so die hele kerk beweeg uit. Hulle gaan na verskillende dele toe, hulle hardloop weg vir hierdie man, Saulus. En jy sal sien oor 'n hoofstuk of 2 begin Saulus vra, kan ek nou na die plekke toe gaan waartoe hulle gegaan het en hulle terugbring om hulle te vervolg? Maar die kerk skatter. En dan kom ons by hierdie gedeelte. Ek gaan dit vir jou lees nie, jy kan gaan lees in Handelinge 8. Praat dit van Philippus wat uitbeweeg. Hy gaan eerstens hy vlug na Samaria toe. Daar was 'n groot stuk rasisme tussen die Samaritane en die Jode, nee, jy weet van dit. Johannes 4 die vrou by die put. Daar's hierdie rasisme tussen die twee Jode en Samaritane, hulle meng nie, hulle kom nie by mekaar nie. Dis erg. Maar Philippus vlug na Samaria toe en die Bybel sê hy begin die woord preek en hy begin wonderwerke daar doen. En ons een skrif wat sê and great joy filled the city. Volg jy die verhaal, hier's 'n man wat in die kerk is, 'n normale ou, net soos ek, wat die Here vul, wat 'n encounter het met Jesus, wat opstaan in bediening en dan word hy uitgestuur en hierdie man vol van die Gees begin preek en hy bring die Samaritane, wat niks soos hy is nie. Hy stap aan, hulle haat hom, maar iets in hom kry dit reg om 'n stap te kom draai. En dan wat het Jesus vir die disippels gesê, gaan uit na Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. En Philippus word die eerste gedeelte van die vervulling van wat Jesus gesê het. Want hier kom Samaria en hulle draai. Hy doen dit, hy's nie klaar nie, hy stap van daar af in die Heilige Gees, is my beautiful as jy dit gaan lees, dit sê, the Holy Spirit said to him. Daar's hierdie koneksie tussen hom, daar's hierdie oorgawe tussen Philippus en die Heilige Gees, wat hy sê, Here, as jy sê spring, dan sê ek hoog. As jy sê gaan, dan vra ek hoe vinnig. En die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees sê vir hom, gaan soontoe. En hy stap soontoe en hy ontmoet hierdie Ethiopiër. Jy ken die storie. Ethiopiër op 'n wa, hy's besig om Jesaja 53 te lees. Hy verstaan nie wat hy lees nie. Philippus vra hom, weet jy wat jy verstaan? Of weet jy wat jy lees? Verstaan jy wat jy lees? En hy sê nee, ek het niemand om vir my te verduidelik nie. En hy gee vir daai Ethiopiër die evangelie van Jesus Christus, die een wat die sonde van die wêreld kom aanspreek. Dis sy ultimate agenda, né? Dis nie social justice nie, dis die redding van siele. Hy gee vir hom die evangelie en daai Ethiopiër sê, "Wel, hier's water, kan ek gedoop word?" En hy word gedoop. En daai Ethiopiër sien ons in die Bybel, hy's in die koningin se court. Hy's een van haar servants. En hierdie man dra die evangelie terug Afrika toe.
En die eerste saad van die evangelie kom in Afrika aan en dit begin versprei. Jy weet Ethiopië is 'n Christen nasie vandag. As gevolg van Filippus, 'n man vol van die Gees wat gaan waar die Heilige Gees vir hom sê. Nie net dit nie, as jy gaan na Handelinge 21, toe sien ons weer vir Filippus. Sê 'n kort gedeelte van hom en sê Filippus was in die stad en hy het 4 dogters gehad en al 4 sy dogters was profete. Hulle het geprofeteer. So nie net is hierdie man ongelooflik suksesvol in sy publieke bediening nie, hy is 'n evangelis, hy word geken as die evangelist Philip. Maar in sy huis is hy sukses en hy kry sy kinders by die Here uit. Daar's 'n interne, private oorwinning wat hy wen en 'n groot publieke een wat hy wen vir die Here. Hier's my punt, as ek kan terugkom by wat ek sê. Filippus was aangeraak deur Jesus. Dit was nie hy wat kerk bygewoon het en 'n kursus bygewoon het en Petrus, die pastoor, het vir hom gesê, jy moet nou uitgaan na Samaria toe nie. Nooit gebeur nie. Hy het nooit 'n kursus bygewoon wat vir hom verduidelik hoe om te evangeliseer nie. Hy het nooit 'n kursus bygewoon of 'n diens bygewoon wat hulle praat oor, kom ons gaan hê compassion vir die stad nie. Nee, hy het 'n aanraking gehad met die Seun van God. Jesus het hom kom aanraak. Die Heilige Gees het aan hom kom aanraak. En dit het iets aan die binnekant kom vorm dat hy nie anders kon as om te doen wat die Here sê nie. Nou hier's my vraag vir jou vandag. Is jy al aangeraak deur die Messias? Het hy al in jou hart kom raak? Het hy al kom praat in jou diepste wese in? Dit klink nou wishy-washy, ek bedoel dit glad nie so nie. Daar's 'n interne realiteit waar die Heilige Gees wil kom laat realiseer in jou lewe. Dis meer as net reëls en mooi dienste en mooi preke. Hoe sê ons, preek 'n bietjie gee, 'n bietjie sing 'n liedjie. Dis nie dit nie. Dis glad nie dit nie. Dis nie wat ons hier doen nie. Nee, ons is 'n bymekaarkoms van mense wat oorgegee is aan die autoriteit en die wil van Jesus. Hy call die shots. Maar dit vat 'n aanraking, dit vat 'n persoonlike aanraking. En ek vertrou dat die Heilige Gees dit vanoggend van julle wil kom doen. Dat hy ons wil kom aanraak, nie 'n weird emosionele iets nie, maar 'n diep interne wete dat ek is een met hom. Ek hoor hom, ek volg hom. En my hart is dat ons vandag op 'n plek sal kom van oorgawe. Dat ons waarlik vir die Here kan sê, Vader, U kan dit vat. Vat my liggaam, Here. U is die baas van my liggaam. Vat my tong, vat my lippe, doen wat U wil doen, gebruik my, Here. Ek is hier, stuur my, Here. So ek wil vra om saam met te staan. Jacques gaan ons lei in 'n beautiful liedjie wat ons gaan sing. Maar ek wil jou vra, moenie meer vir die woorde op die skerm luister as wat jy vir die Heilige Gees in jou hart luister nie. Kan ek jou vra om in te dink as dit sin maak in hierdie oomblik? Ek dink ons mis baie keer die Heilige Gees want ons soek vir hom daar. Onthou, hy het nie hierdie tempel kom vul nie, hy het hierdie tempel kom vul. Hy's hier, hy's in jou. Dis hoekom Jesus dood gegaan het. Dis die prys wat hy betaal het vir eenheid en nabyheid van die Heilige Gees. So kan ek jou vra om inwaarts te kyk in hierdie oomblik? Vergeet van die woorde op die skerm, vergeet van die ouens hierbo, vergeet van die ou langs jou. Hê net 'n gesprek met die Here Jesus deur die Heilige Gees. En vra vir hom 2 goed. As jy iets nodig het om voor te bid, as jy nie weet wat nie, vra vir hom, Here, ek wil U ken as die meester. Ek wil U ken nie net as redder en vriend nie, maar as Here, as meester. Griekse woord is kurios, dit beteken slawedrywer. Hy's 'n goeie baas. Hy's 'n goeie slawedrywer. Maar ek gee myself oor aan hom om te doen wat hy wil. Die tweede ding is, Vader, sal U met my kom praat. Ek maak my hart oop, Here, sal U met my kom praat. En dan vertrou ek die Heilige Gees jou gaan ontmoet in daai plek. Jakobus sê, near to him and he will near to us. Kom ek bid vir ons en dan gaan ons net in 'n tyd van aanbidding. En Here, ek wil U kom vra en ek wil net kom elke persoon oplig na U toe vanoggend, Here. Ons het nodig dat U hierdie bediening kom doen, Vader. Ons het nodig dat U ons kom help vanoggend. Heilige Gees, ons kom submit tot U, Vader. Ons kom submit tot U wil. Here Jesus, ek wil bid dat U die meester sal kom wees van elke hart, Here, dat U ons sal help tot by oorgawe, Vader. Net soos wat Filippus gestaan het in totale oorgawe aan U, Vader. Wil ek bid dat U mense sal kom aanraak, Here, en dat U kerk sal gebruik om groot werk te kom doen daar buite, Here.
dat herstel sal gebeur, dat sisteme gefiks sal word, Here, maar Vader, ons weet dit sal nooit gebeur as U nie ons kom aanraak, Here. We need a touch from You, Jesus. Dis my gebed vandag, Here. Amen. Amen. Kom ons worship. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. No other name, Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips.
Jesus be the name that gets all the glory. There's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name, and it makes me cry holy. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name. It makes me cry holy. There's salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. And it makes me cry holy. Jesus. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Here Jesus, dit maak my so opgewonde om te dink die dinge wat die kerk gaan doen as gevolg van U wat ons inspireer om te beweeg, Here. Ek loof U vir elke persoon wat in hierdie oomblik U hand op hulle bors beleef, Vader, en net beleef U praat met hulle. Ek prys die Heilige Gees dat U met ons kommunikeer en dat U die agent is wat beweeg in die kerk vandag, Here. Dankie vir dit. Here, kom ontmoet ons in ons alledaagse lewe. Ek wil bid, Vader, dat ons onsself op ons knie sal bevind op 'n gereelde basis, Vader, in oorgawe tot U, want U verdien dit, Here. U naam is waardig van ons lof, U naam is waardig van ons oorgawe. Ons is U liggaam, Christus, en kom sê vir ons wat om te doen, Here. Ons is U sin om te gebruik. Ons is U mond, ons is U hande, ons is U voete. Laat toe dat ons sal beweeg in hierdie wêreld en wonderlike dinge doen. Wonderlike herstel sal plaasvind deur die kerk. Wonderlike liefde wat uitgestort word oor mense as gevolg van U kerk. Dankie, Here Jesus, vir hierdie liggaam, ons prys U. Amen. Amen. Ek wil jou uitdaag terwyl ons in hierdie spasie van aanbidding is, jy kan sommer bly staan. Terwyl ons in hierdie spasie is, as jy ek weet nie om dit mooi te sê nie, maar as jy 'n aanraking van die Here nodig het vanoggend, as jy nog heel oggend hier staan en jy sê, man, ek kort meer, ek wil meer hê. Ons gebedspan het soveel geloof om saam met jou daai pad te stap en om te bid dat die Here jou sal kom ontmoet. So ek wil bid, of ek wil vra, as jy genesing nodig het, dat ons wil vir jou bid. Die Bybel is baie duidelik, laat hulle kom, laat hulle gesalf word, laat hulle voor gebid word. En die gebed van 'n gelowige persoon het wonderlike krag. So as jy genesing nodig het, as al een van die iets is wat jy die Here voor vertrou, kom, die gebedspan is reg, ons is reg om vir jou te bedien. En tweedens, as jy 'n ontmoeting met die Here nodig het, en jy wil hê mense moet saam met jou bid vir dit, dan wil ons ook saam met jou bid. So jy kan vorentoe kom vir dit. As jy nie dit nodig het nie, prys die Here. Dan is jy welkom uit te beweeg en net die beauty van community te beleef hier buite. Die koffie is reg, die snacks is reg. Kom ons hê community. En as jy enigiets nodig het, enige inligting, daai QR-code op jou stoel, net 'n herinnering, scan hom. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Kom ons geëer aan die Here en kom ons hê 'n lekker community.